Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag donderdag, die 2 Julie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: klippe vlieg in Villiersdorp, polisie beskerm buitelandse burgers teen woedende skares. Nog berigte, kabinetskommeling Willie Oukamp as nuwe landbouminister ingesweer. Katmatlala se vonnis van 8 jaar is te min. Verskeie verrassings in Kruiwenweek in Bloemfontein duik op. Laura Wolfhard onderskat nie vir Engeland in vandag se semifinaal nie. Spanning in die Weskaapse dorp Villiersdorp het hoog geloop nadat 'n groep inwoners en buitelandse burgers slaags geraak het. Die situasie het hand uitgeruk toe lede van die skare klippe na buitelandse burgers en polisielede begin gooi het, wat die polisie gedwing het om in te gryp om verdere geweld te voorkom. Lede van die SAP het 'n beskermde linie gevorm en verskeie buitelandse burgers na 'n veiliger plek begelei. Openbare orde eenhede is ontplooi om skares uitmekaar te hou en die situasie onder beheer te bring. In sommige gevalle moes beamptes skilde en ander skadebeheermaatreëls gebruik het om die spanning te ontlont. Volgens die ooggetuienis het die onrus ontstaan nadat inwoners beweer het dat onwettige immigrasie en misdaad in die gebied toegeneem het. Hierdie beweringe is egter nog nie amptelik aan die spesifieke voorval gekoppel nie. Owerhede het beklemtoon dat enige klagtes oor immigrasie of misdaad deur die regstelsel en bevoegde staatsinstellings hanteer moet word en nie deur geweld of intimidasie nie. Die polisie het inwoners versoek om kalm te bly en nie gerugte of opreiende boodskappe op sosiale media te versprei nie. Enige iemand wat aan geweld, openbare geweld of beskarging van eiendom deelgeneem het, kan strafregtelik vervolg word indien daar voldoende bewyse teen hulle is. Teen laatmiddag was die situasie onder beheer gewees, hoewel polisielede steeds in die gebied ontplooi is om verdere botsings te voorkom. Ondersoeke na die voorval duur nou voort en owerhede doen 'n beroep op gemeenskapsleiers om saam te werk om die spanning te verminder en vreedsame oplossings te vind. Altesaam 21 mense is in hegtenis geneem op strafregtelike aanklagtes tydens Dinsdag se optogte teen onwettige immigrasie in die Oos-Kaap. Die optogte, wat op verskeie plekke in die provinsie plaasgevind het, is deur groot polisieteenwoordigheid gemonitor om te verseker dat openbare orde gehandhaaf word. Volgens die polisie is 28 optogte reg oor die provinsie aangemeld. Hoewel die meeste vreedsaam verloop het, was geïsoleerde voorvalle van onrus in gebiede soos Bizana, Lusikisiki, Duncan Village, Nwakompolelo en Dukats. Polisie het vinnig ingegryp om hierdie situasies onder beheer te bring. Van die 229 mense wat in totaal aangekeer is, was 208 ongedokumenteerde buitelandse burgers, terwyl die ander 21 op strafregtelike aanklagtes gearresteer is. Hierdie aanklagte sluit onder meer plundering, aanhitsing tot geweld, bedrog en die besit van vervalse dokumente en poging tot roof in. Die polisie het bevestig dat 6 verdagtes in Bicho in hegtenis geneem is nadat 2 spasewinkels geplunder is, terwyl nog 6 mense in Tubankulu gearresteer is vir die beweerde plundering van 'n winkel wat deur 'n buitelandse burger besit word. 2 mense is ook in Stadterruim vasgetrek na die plundering van 'n spasewinkel daar en 1 persoon in Alexandria is gearresteer vir beweerde aanhitsing tot geweld. Ondersoeke na voorvalle in Konse en Kabega Park duur nou voort. Gister is die nuwe ministers en adjunkministers amptelik in die parlement ingehuldig na president Cyril Ramaphosa se kabinetskommelinge. Een van die belangrikste aanstellings was die van Willie Oukamp as nuwe minister van landbou. Oukamp het duidelik gemaak dat die uitbreking van back enclosure sy hoogste prioriteit sal wees. Sy onmiddellike opdrag is om die voortsleepende regsprosesse rondom die siekte af te handel, nou saam met die boere en die hele landbougemeenskapssektor te werk en die verspreiding van die siekte onder beheer te bring. Hy wil ook vertrou in Suid-Afrika se landboubedryf herstel en internasionale uitvoermarke beskerm en uitbrei. Die back enclosure uitbreking het reeds groot ekonomiese skade veroorsaak met streng beperkings op hierdie beweging van vee en kommer oor uitvoere van vleis en ander landbouprodukte. Oukamp sê vinnige optrede, beter samewerking en doeltreffende siektebeheer is noodsaaklik om hierdie krisis op te los en die landboubedryf weer op 'n stabiele koers te plaas. Die hof het bevind dat die voorgestelde effektiewe vonnis van 8 jaar gevangenisstraf vir Vusimuzi Katmatlala nie die erns van sy misdade weerspieël het nie. Landros Ignatius Du Preez het gesê die straf is te lig gegee by die omvang van die korrupsie, bedrog en geldwasery wat verband hou met die SAPD se omstrede mediese tender van 228 miljoen rand. Volgens die hof het Matlala uit hepsig opgetree en was sy samewerking met die staat hoofsaaklik daarop gemik om 'n ligter vonnis te kry, eerder as om ware berou te toon. Die Landros het beklemtoon dat geregtigheid nie net gedoen moet word nie, maar ook dat dit sigbaar gedoen moet word.
Daarom moet hy 'n effektiewe gevangenisstraf van 12 jaar voorgestel in plaas van die 8 jaar waarop die staat en Matlala ooreengekom het. Die saak is nou uitgestel sodat die nuwe nasionale vervolgingsgesag en Matlala se regspan kan besluit of hulle die hof se voorgestelde swaarder vonnis aanvaar. Indien nie, kan die pleitooreenkoms verval en die saak voortgaan na volledige verhoor. 38-jarige Zimbabwese burger is deur die polisie naby Kirkwood in die Oos-Kaap in hegtenis geneem nadat hy na bewering in besit gevind is van 151 beskermde broodbome met 'n geskatte waarde van 1,5 miljoen rand. Die arrestasie het gevolg op 'n vinnige polisieoperasie nadat 'n plaaslike boer verdagte aktiwiteite opgemerk het en die owerhede in kennis gestel het. Volgens die polisie het 2 ander verdagtes te voet gevlug toe beamptes die voertuig genader het. Benewens die broodbome is 'n Mazda B50 bakkie wat vermoedelik gebruik is om die plant te vervoer, asook 'n selfoon beslag gelê. Die waarde van die voertuig is op so wat R100,000 geraam. Meer as 120 optogte het die afgelope dae reg oor Suid-Afrika plaasgevind, waarvan 108 vreedsaam verloop het. Volgens die Suid-Afrikaanse Polisiediens moes die polisie slegs by 12 optogte ingryp waar geweld, plundering of openbare onrus uitgebreek het. Meer as 900 mense is in hegtenis geneem. Hierdie arrestasies sluit onder meer ongedokumenteerde immigrante, huisvesting van onwettige migrante en ander misdrywe in. Polisieversterkings is na 5 provinsies ontplooi om geïsoleerde voorvalle te hanteer en die openbare orde te handhaaf. Die polisie het die publiek bedank vir hulle samewerking beklemtoon dat die oorgrootste meerderheid van die optogte ordelik en vreedsaam verloop het. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens sê hulle sal voortgaan om die situasie te monitor en daadwerklik op te tree teen enige vorm van geweld of misdadigheid wat die betogings verband hou. Die Chinese motorvervaardiger Geely het 'n splinternuwe koelry nutsvoertuig amptelik in Suid-Afrika bekendgestel. Die kompakte sportnutsvoertuig is gemik op kopers wat styl, tegnologie en werkverrigting teen 'n medium prys gesoek het. Die Geely koelry word aangedryf deur 'n 1,5 liter turbo petrol engine wat 128 kW krag en 290 Nm wringkrag lewer. Die engine is gekoppel aan 'n 7-spoed dubbelkoppelaar radkas wat die voertuig van 0 tot 100 km in sowat 7,6 sekondes sal laat versel. Die gemiddelde brandstofverbruik is ongeveer 6,5 liter per elke 100 km. Die voertuig is beskikbaar in 3 modelle, die Nova, Vanguard en Vertex. James het bevestig dat sy gewigte gemiddelde bydraeverhoging van 9,5% vir 2026 onveranderd sal bly nadat die Raad van Mediese Skemas, die CMS, die skema se aansoek om die verhoging na 7,5% te verlaag afgekeur het. James het vanjaar aangekondig dat hy na konsultasie met belanghebbendes die verhoging verder wil verminder om staatsamptenare finansiëel te verlig. Die CMS het egter bevind dat so 'n verlaging die skema se finansiële volhoubaarheid en reserves in gevaar kan stel en het daarom nie hierdie voorstel goedgekeur nie. Gevolglik by die 9,5% verhoging wat reeds sedert 1 Februarie 2026 van krag is, onveranderd. Engeland het hulle wenreeks in die 2026 FIFA Wêreldbeker voortgesit deur DR Congo met 2-1 in 'n tydronde van die 32 wedstryde te klop om sodoende hulle plek in die volgende ronde te bespreek. Die DR Congo het die wedstryd uitstekend begin en reeds in die 7de minuut die voortou geneem wat Engeland onder groot druk geplaas het. Die Engels het egter aanhou veg en hulle kaptein Harry Kane het in die laaste 15 minute 2 doele aangeteken om die wedstryd om te keer en die oorwinning te beklink. Sy vertoning was deurslaggewend om Engeland se Wêreldbeker-droom ook lewendig te kan hou. Met hierdie oorwinning dring Engeland deur na die laaste 16 ronde waar hulle nou teen Mexico te staan sal kom. Hoewel Engeland gewen het, meen baie ontleeders dat die span hulle spel sal moet opskerp as hulle verder in die toernooi wil vorder, terwyl DR Congo die toernooi met trots verlaat het na dapper en kompeterende vertoning. Rassie Erasmus het beklemtoon dat die Springbokke Engeland onder geen omstandighede sal onderskat wanneer die twee spanne Saterdag in Johannesburg in die openingswedstryd van die 2026 Nasie-kampioenskap kragtig gaan meet nie. Volgens Erasmus is Engeland steeds een van die wêreld se sterkste spanne wanneer dit by die vaste fasette van hierdie spel kom, veral die skrams en lynstande. Hy het gesê die Engelse is net so trots op hulle voorspelers as wat die Springbokke is en daarom verwag hy 'n uiters fisieke stryd voorlangs. Erasmus het verder gesê die Springbokke sal met respek vir hulle teenstanders speel en nie aanvaar dat hulle die oorhand in die skram sal hê nie. Hy glo dissipline, tegniese uitvoering en harde werk sal deurslaggewend wees indien Suid-Afrika hierdie wedstryd wil wen. Hy het ook beklemtoon dat Engeland altyd 'n gevaarlike span is en dat die Springbokke op hulle beste sal moet wees om die toets in Johannesburg te kan wen. Die junior Springbokke pak Georgia vandag om 18:30 in hulle tweede pool A wedstryd van die 2026 Junior Wêreldkampioenskap in Tbilisi. Suid-Afrika is die verdedigende kampioen en saam met nog 'n oorwinning 'n groot tree nader in die uitloopfase en hulle aanslag in die derde wêreldtitel gee.
Die jong bokkies het hulle veldtog uitstekend begin met die indrukwekkende 104-7 oorwinning oor Uruguay, terwyl Georgia hulle openingswedstryd met 25-24 teen Wallis verloor het. Die tuisspan sal dus desperaat wees om voor hulle eie ondersteuners terug te slaan, maar Suid-Afrika sal as gunsteling in hierdie wedstryd betree. Die wedstryd beloof om 'n fisieke stryd te wees met Georgia wat bekend is vir hulle sterk voorspelers en kragtige skrams. Die Junior Springbokke sal egter vertrou op hulle vinnige agterlyn, goeie balhantering en aanvallende spel om nog 'n belangrike oorwinning te behaal in hulle titelveldtog ook op koers te kan hou. Die Protea vroue kaptein Laura Wolfhard sê haar span het die vermoë om enige teenstander in die wêreld te wen, maar beklemtoon dat hulle Engeland glad nie onderskat nie wanneer die twee spanne vanaand om 19:30 kragtig gaan meet. Wolfhard gesê Engeland beskik oor wêreldklas spelers wat 'n wedstryd in 'n kort tyd kan omkeer. Daarom sal die Proteas van die eerste bal af gefokus moet wees en nie ruimte vir foute toe te laat nie. Sy glo Suid-Afrika het die selfvertroue en kwaliteit om die wedstryd te wen, mits hulle spelplan noukeurig uitgevoer word. Volgens die kaptein sal goeie kolwerk, sterk vennootskappe en verantwoordelike besluitneming die grondslag vir 'n goeie telling wees. Sy het ook beklemtoon dat skerp veldwerk en die benutting van vangkanse 'n groot rol sal speel, aangesien klein oomblikke dikwels internasionale wedstryde beslis het. Die wêreld se nommer 1 Aryna Sabalenka het haar plek in die derde ronde van Wimbledon 2026 bespreek nadat sy die Amerikaner McCartney Kessler met 6-1 en 7-6 verslaan het. Hoewel Sabalenka die eerste stel oorheers het, het sy die tweede stel hard getoets en moes sy 4 stelpunte afweer voordat sy die wedstryd in die valbuil kon beklink het. Sabalenka het na die wedstryd gesê, dit was 'n ware stryd en sy trots is op die manier waarop sy kalm gebly het onder die groot druk. Met hierdie oorwinning leef haar droom voort om vir die eerste keer die Wimbledon titel te kan wen. Haar volgende teenstander is nou die gevaarlike Jelena Ostapenko van Letland. Die derde ronde kragmeting beloof om een van die hoogtepunte van hierdie seisoen te wees, aangesien albei spelers bekend is vir hulle kragtige aanvallende spel en aggressiewe houe van die agterbaan af. Die verdedigende kampioen Jannik Sinner het sy plek in die derde ronde van Wimbledon 2026 bespreek, nadat hy die Portugese man Nuno Borges in 3 stelle met 7-6, 6-7 en 6-4 gewen het. Borges het die wêreldnommer 1 in die eerste 2 stelle sterk uitgedaag, maar Sinner was op die belangrike oomblikke klinies en het albei valbuilstryde gewen. Met hierdie oorwinning hou Sinner sy aanslag om die Wimbledon titel suksesvol te verdedig lewendig. Na 'n moeilike 5-stel-sege in die eerste ronde het hy hierdie keer meer beheer getoon, al moes hy steeds hard gewerk het om Borges af te skud. Sinner dring nou deur na die derde ronde, waar hy teen die Amerikaner Jenson Brooksby te staan sal kom. Die Italiaanse ster bly een van die grootste gunstelinge om weer die Wimbledon titel te kan verower. Die Kruiwenweek se dag 2 uitslae lyk as volg: die Griek was 26, Namibië 5, Oostelike provinsie 17, die Valke 15, Westelike provinsie 52, die Blou Bulle 14, Limpopo Blou Bulle 27, die Cheetahs 26, die Griffins 20 en die Pumas 15, die Goue Leeu's 53 en die Sharks 7, die SWD het 40 en die Luiperds 8, die Boland het 47 en die Grens 12 punte. In die akademiese week het Oostelike provinsie 29 aangeteken teen die 0 van die Border Country Districts. Die Goue Leeu's het 31 teen die Limpopo Blou Bull se 12 punte, die Valke het 10 en die Cheetahs 5. Boland het 61 teen Zimbabwe se 5 punte, die Blou Bull het 39 aangeteken teen die Griffins se 5 punte, die SWD Arende het 45 teen die Luiperds se 7 punte, die WP het 45 teen die Grens se 17, die Sharks het 36 teen die Pumas se 12 punte aangeteken. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1329, Polokwane 923, Lephalale 924, Mbombela 928, Mahikeng 5-16, Pretoria 921, Johannesburg 6-16, Ermelo 2-17, Kalahari 4-13, Gaborone 9-19, Richards Bay 16-29, Pietermaritzburg 7-23, Durban 13-24, Port St Johns 13-21, Pongola 12-31, Maputo 18-32, Bethlehem 2-11, Bloemfontein 3-10, Allewal Noord 4-11, Welkom 5-16, Vryburg 4-15, Kimberley 3-12, Appington 4-13, Prieska 4-13, Springbok 2-12, Karasburg 2-12, Keetmanshoop 4-14, Mariental 3-15, Alexander Bay 9-17, Brandvlei 3-10, Loedersbaai 9-19, Vredendal 7-16,
Kaapstad 10:15, Sutherland 0:06, George 7:15, Jeffreys Bay 10:15, Cabarra 10:16, Graaff-Reinet 4:10, Kaapogillas 8:15, De Aar 3:11, Multino 0:6, Beaufort Wes 5:12, Oos-London 10:16, Mabalane 16 en 32 grade Celsius in die middag. Ons verkorte weerberig vir vandag, Gauteng provinsie, koud in die oggend, sonnig en koel tot matig warm in die middag, die Vrystaat baie koud vroeg, later sal dit sonnig en droog wees, die Wes-Kaap koel met gedeeltelike wolke, kans vir ligte reën aan die Suidkus, die Oos-Kaap koel tot matig warm en gedeeltelik bewolk, KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk en matig warm, enkele buie is moontlik aan die kus, Limpopo provinsie, sonnig en warm toestande oor die meeste gebiede, Mpumalanga provinsie, gedeeltelik bewolk, maar later sal dit warm wees, Noordwes, koue begin, sonnig en droog deur die dag, Noord-Kaap, helder son en droog, koue in die oggende. Ons markaanwysers vir die dag lyk so, die rand verhandel teen R16.36 teenoor Amerikaanse dollar, 'n pond kos R21.72, die euro verhandel teen R18.64, Australiese dollar kos R11.30, 'n yen kos 10 sent, die prys van platinum is $1,605, palladium se prys is $1,229, die prys van goud is $4,100, die prys van silwer is $60.76, die prys van Brent olie per vat is $73.15. Gedagte vir die dag, moenie opgee wanneer die pad moeilik raak nie, die grootste oorwinnings kom dikwels na die moeilikste stryd, maak vandag 'n dag waarop jy 'n verskil kan maak, al is dit net deur vriendelikheid, geduld of 'n bemoedigende woord. Dis al vir vandag, onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne, en onthou om te subscribe op my kanaal, 'n aangename dag word vir almal toegewens.